Goeiemôre aan elkeen wat vanoggend ingeskakel het. Dit is 'n voorreg om steeds met julle te kan kontak en op hierdie manier te kan kerk hou. Ek groet julle van my huis na julle huis. Mag vanoggend se erediens vir julle ook iets beteken en mag dit vir julle troos bring in 'n tyd waar die wêreld mal is. Here, dankie dat ons vanoggend kan stil raak voor U. Dankie dat ons hele mens wees sonder voorbehou oor kan gee in U hande. Dankie dat ons kan weet dit is veilig by U. Vanoggend kyk ons op na die berge en ons vra waarvandaan sal daar vir ons hulp kom. Die Here sê vir ons, julle hulp kom van my wat hemel en aarde gemaak het. Die opgestane Christus wat ons in ongeloof tot hulp kom. En hy groet U vanoggend elkeen. Genade en vrede vir elkeen van julle. Amen. Goeiemôre van my huis na julle huise. Kom ons luister na die wil van God vir ons lewens soos opgeteken staan in Lukas 10. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die ewige lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in en sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan en half dood laat bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit
en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom. En al as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak ook so. Wat God se wet van ons eis, is nie altyd maklik nie, veral wanneer ons in 'n tyd van skaarste verkeer. In Romeine 3 lees ons, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing van Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloedversoening bewerk het vir ons wat glo. Ons glo, kom ons bely dit saam deur 'n lied te sing. Ek hoop die kinders kyk vandag saam. As hulle nie doen nie, gaan roep hulle gou, want hierdie deel is spesiaal vir hulle. Ek hoor, julle hou nou skool op die internet, julle het wolkskool en YouTube en julle kyk soms julle maatjies op Zoom. So julle ken nou enige vorm van tegnologie. Maar nou wonder ek vanoggend, wil ek 'n bietjie by julle hoor, het julle al vir Jesus 'n brief probeer skryf? Ek weet jy kan ook nie nou nie, want weet die poskantoor is gesluit, maar miskien het een van julle al probeer om vir hom 'n e-pos te stuur. Ek hoor julle het nie sy e-posadres nie. Maar wat van 'n WhatsApp? Het julle al probeer om vir hom 'n WhatsApp te stuur? Ek weet wel nie wat sy nommer is nie. Maar as ons nou nie vir Jesus 'n e-pos kan stuur nie, ons kan nie vir hom 'n WhatsApp stuur nie, weet een van julle hoe ons met hom kan praat? Dit is reg, deur te bid. Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor 'n gebed wat Jesus vir sy mense geleer het. En ek dink julle moet hierdie week voor julle gaan slaap vir mamma en pappa vra om vir julle te help om die Onse Vader gebed te leer. Maar ek dink julle moet gou-gou 'n pen en papier gaan kry en dan vir Jesus 'n brief skryf, soos 'n gebed wat julle vanaand vir hom kan bid. En dan sal ek graag wil hê mamma en pappa moet dit vir my WhatsApp. Sal julle dit doen? Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons kan stil raak vir U. Dankie dat ons afhanklikheid van U kan bely. Here, want ons weet deur U en tot U is alle dinge. Here, daar woed storms in ons gemoed. Die wêreld soos dit is nou, is vir ons baie vreemd. So vreemd, Here, dat ons nie as geloofsgemeenskap op mekaar mag kom nie. Maar ons weet, Here, daar waar 2 of 3 in U naam teenwoordig is, daar is U ook. Dankie dat ons nog steeds, maak nie saak al die uitdagings wat ons het,
op hierdie manier U naam kan loof en prys. In ons huise, waar U ons gesinne bewaar. Here, wanneer ons nou saam uit die woord lees en dit oordink, gee Here dat ons sal hoor wat U vir ons elkeen wil sê. Amen. Laasweek Saterdag moes ek gou vir Grayson gaan melk koop by Dischem. Dit is die eerste keer in 22 dae wat ek by ons komplekse hek uitry. Nêrens sien ek mense nie. Dit is vreemd omdat ek gewoonlik op 'n Saterdagoggend drawers en honde saam met hulle ouers oral in die buurt sien rondloop. My eerste gedagte is dat ek dankbaar is, mense luister na ons president en gee gehoor aan die maatreëls wat vir ons voorgelê is om die kurwe plat te trek. Maar as ek verder in die buurt afry, waar die besigheidskomplekse is, gee die prentjie wat ek sien, maar so 'n benoude gevoel in my binneste. Eers dog ek dis dalk die masker wat my asemhaling belemmer, maar alles is toe. Die Adykes restaurant op die hoek, die Ywes karverhuuringsmaatskappy, sy werf staan vol karre geparkeer. Die Crazy Store, die haarkapper en die selfoonwinkel het sulke rooi tape rondom hulle gespan. Dit is 'n vreemde gesig. By Dischem kom ek daar aan en almal is hastig en ek kan nie sien of enigiemand glimlag nie, want almal het maskers op. En ons staan ver uit mekaar uit by die tilpunte. My gemoed is baie swaar op pad terug huis toe. Dis is iets uit 'n apokaliptiese fliek. Ek kan nie begryp hoe verrykend die impak van hierdie virus strek nie. Want ons samelewing het in die verlede kon dit skaars bekostig om op Kersdag en op Paas Goeie Vrydag gesluit te wees. En nou staan ons al op dag 31 en steeds is dit nie die einde nie. Alles voel so onseker en buite ons beheer. Dit is scary, omdat ons so magteloos en onseker voel. Elke ouer, elke kind, elke matriekkind en besigheidseienaar en selfs die kerk voel hierdie impak van hierdie virus aan ons lywe. Baie van ons moes al reeds met minder klaarkom as waaraan ons gewoond is. Ons besighede en ons werknemers se salaris is in gedrang. Ons sien op die nuus hoe duisende mense wat van 'n dagloon afhanklik is, in toue staan omdat hulle kos reeds opgeraak het. En ons harte breek. Elke keer wanneer daar niemand is, iemand in ons gemeente bel en vra vir hulp, dan besef ons, dis werklik. Die impak van hierdie virus is nie iets wat al ver is en dat met ander mense gebeur nie. Dis hier, in ons omgewing, in ons eie huise. Ons is verslae. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie of ons nou maar moet vasbyt, want alles sal weer terugkeer na normaal toe nie. En ons weet nie of ons onsself moet voorberei vir 'n wêreld wat totaal en al anders gaan lyk as die een waarin ons gewoond is. En hierdie virus bring ons op 'n plek waar ons totaal en al buite ons beheer is. Dit is dan juis wanneer iets so buite ons beheer val, dat ons dikwels vir God vra, wat nou? Dat ons dikwels tot God bid. Maar nou vra ons, wat bid ons in 'n tyd soos hierdie? In Jesus se preek in Matteus praat hy met mense wat ook so gevoel het. Hierdie skare is onseker oor die toekoms, afhanklik van hulle dagloon, sonder voorsorg of gereelde inkomste. Hulle slawe, klein boere, vissers, almal mense wat na Jesus geluister het en wat onseker was oor wat vir hulle voorlê. Kom ons lees dit saam. Matteus 6 vanaf vers 9 tot 13. Daar staan, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose.
En dan sal die bekende deeltjie wat nog bykom, wat ons gewoonlik saam bid, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dis 'n latere byvoeging en ons kan ook daarvan lees in die 33 vertaling. Geliefdes, gelukkig is elkeen wat nie die woord van God hoor nie, maar ook elke dag daarvolgens lewe. Die Onse Vader gebed is waarskynlik meer bekend in die geskiedenis van die wêreld as wat mens ooit besef. Dink vir 'n oomblik daaroor. Kan jy dink hoeveel mense op hierdie planeet die Onse Vader gebed ken? Hulle het al gebid, hulle het al gehoor, het al iewers te gesing. Die Onse Vader gebed is al in soveel kontekste gebid. Langs iemand se siekbed, in hospitale, deur lande en regerings en seremonies, deur kinders en vrouens, in konsentrasiekampe en in die rykste paleise. Hierdie gebed is baie gesing in vrede, maar ook veral in oorloë. Ou soldate het die uitdrukking gehad, daar's geen ateïste in 'n oorlog se loopgrawe nie. Almal bid. As die koels en die bomme om jou val, dan bid almal die Onse Vader gebed. En dit is dan ook so. Baie mense bid die Onse Vader wanneer hulle nie meer weet wat om anders te bid nie. Die Onse Vader gebed is 'n ritueel van afhanklikheid. Dis die laaste uitroep om hulp. As jy nie meer weet wat die Here van jou vra nie, dan bid jy hierdie bekende, eenvoudige gebed. Dit is ook nogal waar ons in hierdie tyd is. Ons weet nie meer wat om te bid nie. En wanneer ons nie meer weet wat om te bid nie, wanneer hierdie goeie so buite ons beheer voel, dan kom die Onse Vader gebed by ons op. Wat leer Jesus die mense oor hierdie gebed? Hy leer hulle van God wat ons Vader is, wat naby is. 'n Vader met wie hulle intiem hul diepste bekommernis en vrees kan deel. Hy's 'n God wat versorg, wat begrip het, wat omgee, wat luister en wat reageer en wat liefdevol is. Hy is nie 'n God wat op 'n afstand dophou nie, maar betrokke is by mense se behoeftes. Hy is God wat naby is. Maar hy is ook 'n God wat in die hemel is. Want sy almag is groter wat ons begryp. Hy is magtiger as enige aardse realiteit. Hy is magtiger as dit wat ons nou, as dit wat hulle nou in hulle lewens en in hulle welwese bedreig. Maar Jesus in hierdie gebed lig hy die afstand uit tussen die hemel en die aarde. Maar hy sê ook dat hierdie afstand oorbrug moet word. Dit is 'n oproep tot die hoorders van hierdie gebed om deel te neem aan God se naam, sy heerskappy en sy wil hier op aarde, sodat dit weerspieël kan word. Daarom, wanneer ons hierdie gebed bid, wanneer Jesus hierdie gebed vir ons leer, dan sê hy twee goed. Hy praat oor afhanklikheid en hy praat oor aksie. Afhanklikheid van hom, ons Vader wat vir ons sorg en vir ons lief is en ons wil beskerm en wat magtiger is as enige mag. Maar dit vra ook van ons aksie. Deelneem aan God se koninkryk en sy wil hier op aarde, sodat sy wil op aarde hier kan geskied. Hoe sal dit lyk as ons nie net bid nie, maar oorgaan tot aksie? Die volgende paar maande, dalk selfs jare, gaan van ons klomp kreatiwiteit, klomp innovering en 'n klomp liefde vra. Dit gaan vra dat ons 'n bietjie, die bietjie wat ons het, sal moet deel. Dit gaan vra dat ons oor grense moet beweeg, ons persepsie sal moet laat staan en sal uitreik sonder om iets terug te verwag. Wanneer ons die Onse Vader gebed bid, vat dit nie ons bangheid en ons onsekerheid weg nie. Dit is nie soos 'n towerstaf nie. Maar dit vat die magteloosheid weg, omdat ons weet dat ons op God kan vertrou. Hy wat nie meer die God is van die Ou Testament wat daar ver en wat ontoereikend is nie,
maar wat hier by ons is. By ons is en ons omvou. Dit troos ons en dit gee ons vir wat ook al, dit gee ons moed vir wat ook al nog mag kom. Dit troos ons en dit gee vir ons moed vir wat ook al nog mag kom. En wanneer ons dan saam hierdie gebed bid, in 'n tyd soos nou, dan word die bekommernis en bangheid en swaar kry 'n ons saak. Dis nie meer 'n ek of 'n myne of ek wat alleen die las moet dra nie. Dit verenig ons juis in 'n tyd waar ons afgesonder is van mekaar en verder is van mekaar. Wanneer ons hierdie gebed saam bid, dan bind dit ons aan mekaar. Want ons almal is kinders, want ons almal is kinders van ons Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam, laat U reik kom, U wil geskied, soos in die hemel, soek op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat in ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die reën en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en Ontvang die seën van die Here. God sal vir jou 'n toevlug en 'n beskerming wees. Hy is altyd bereid om jou te help in nood. Daarom hoef jy nie bang te wees nie. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.